Hallo en welkom terug by Remoer, die podcast vir vars vrae in jou moedertaal. Vandag het ons 'n baie interessante gas. Dit is Gert Grobler. So sy loopbaan het begin in bankwese, infrastruktuur en die kripto-revolusie. En in 2012 het hy kop eerste ingespring in die kripto-wêreld, en van toe af verskeie posisies gehad. Ek gaan dit nie eers probeer om almal aan te raak nie, so ons sal eventually miskien nog by uitkom. En huidiglik is hy ook 'n stigtingslid van die UK Digital Currency Association. So Gert, dis vir ons baie lekker om jou hier te hê vandag. En ek gee oor aan Elnike. Skop ons af met 'n vraag. Hallo Gert. Ek wil gaan nou vir jou baie dom vrae vra, maar my vraag is wat is geld en hoe het die konsep van geld ewen begin? Hallo Elnike, hallo, dankie vir die geleentheid. Ja jong, dis 'n goeie vraag. En die rede hoekom ek so sê is die wat's baie interessant is. As jy by jou voordeur uitloop vandag en jy gaan vra vir die eerste 20 mense wat jy teekom oor waar kom hy R50 in jou beursie vandaan? Helfte van die mense het basies nie eens met R50 in hulle beursie in die ekonomie nie, maar as jy dit gaan doen, dan gaan hulle nie vir jou kan sê nie, hulle gaan nie weet nie. Die algemene ou op straat het nie 'n idee waar kom daai R50 vandaan nie. Hulle het nie 'n idee nie, hulle dink dit kom van die bank af of die regering druk dit. Hulle het nie regtig 'n idee nie. Nou, geld wat ons vandag het, dis 'n klug. Dis 'n absolute klug, dis wat dit is. As jy terugdink hoe dit begin het, weet baie mense verstaan nie wat geld is. Hulle dink dis 'n kommoditeit, dis 'n fisiese ding, en dit is nie regtig nie. As jy teruggaan reg in die begin, die rede hoekom geld ontstaan het in die eerste plek is dis 'n sosiale kontrak. Jy weet, dinge het begin by ek is miskien 'n hoenderboer en daai ou is 'n vleisboer en hierdie ou kap hout. Ek soek hout, daai ou soek eiers en die ou soek vleis. En dis half moeilik, weet hoeveel eiers ruil ek vir 2 sakke hout. En weet, as ek vandag 'n bees slag, dan gaan ruil ek dit nou vir 'n sakkie hout en ek gaan ruil dit vir 4 eiers en ek gee vir die ouens heeltemal te veel vleis en ek kry 'n bietjie hout en dis daai hele stelsel het nie regtig lekker gewerk nie, maar dit is hoe ons begin het. En iewers het daar 'n clever ou somewhere, dis duisende jare voor BC, het 'n ou besluit, hoorie, kom ons almal het koring. So kom ons sê 2 stukke steak is 'n sakkie koring en 'n sakkie hout is 'n sakkie koring en weet so het hulle 'n halfe kommoditeitsgeldstelsel begin. So jy weet, dis 'n beter setup gewees, as ek dit so kan stel, want jy het nou 'n mark gehad waar almal bring hulle goedere na die mark toe en daar's so van 'n halfe 'n agreement of 'n ooreenkoms van hoeveel graan is 'n hoender en hoeveel graan is 'n skaap en daai tipe ding. En wat dit help ontwikkel het is, nou het jy nie 'n boer wat, weet, daai ou hy's 'n skaapboer. Hy boer met skape. Hy's nie 'n besigheidsman wat in 'n mark wil staan en sy tyd mors met, weet, nou hoeveel is die dingetjie vandag werd en hoeveel is daai dingetjie daar werd. Weet, hy wil net boer. So dit het nuwe industrie ontwikkel waar jy nou mense het wat dit vir 'n lewe doen. Hulle werk in die mark. Maar jy weet, graan is nou nie regtig die beste oplossing nie, want jy weet, daai sakkie graan word vrot en nou is daai geld weg, as jy dit so wil vat. So het hulle aanbeweeg en hulle begin kyk na goed soos skulpe. Weet dit, hoe kan ek sê, dit was iets wat mense wou gehad het. Dit was mooi, jy kon dit gedra het om jou nek, so as ek vandag my bees verkoop, het ek 'n string skulpies om my nek en ek kan dit loop totdat ek weer iets nodig het. Ek het nie vandag hoenders nodig of hout nodig of net nie, so ek het nou hierdie pragtige
skulpies om my nek wat ek mee rondhardloop en môre as ek lus het vir 'n stukkie steak, dan kan ek 'n paar van daai skulpies vat en daai mark toe gaan en sê daar sy uit. En so dit maar begin. En weet verskillende nie net nasies nie, maar verskillende volksgroepe het elke uit sy eie way gehad om daai prinsip te handhaaf. En dit het aanbeweeg, weet obviously skulpe, weet jy kan nou een ou kry wat clever is en hy gaan tel 'n klein huisie vol skulpe op en nou is hy ewe skielik skatryk. So dit werk nie, dit het nie regtig gewerk nie, maar die konsep van geld het ontstaan omdat, om terug te kom by jou vraag, het ontstaan omdat mense het 'n manier nodig om daai sosiale kontrak van waarde uit te kan druk. En weet as ek dit in een sinnetjie kan opsom, geld is 'n uitdrukking van energie. Dit is 'n uitdrukking van arbeid. En dit maak hy social cohesion, dit maak hy sosiale kontrak onder mense, die gemeenskap. Dit foster gemeenskap, want ons vertrou mekaar deur ons geld. So dit toe aanbeweeg die Mesopotamiërs, Lydia. Ons praat hier, ek dink dit was iets soos 300 BC, iets soos daai, ek kan nie datums exactly onthou nie, maar in Lydia het hulle die eerste, ek dink hulle het elektrum genoem. Dit is die eerste muntstuk. Actually, voor hulle by die munte uitgekom het, voor dit het hulle leer, ek dink die Chinese, het leer boekhoustelsel gehad, waar die merchants, wat is 'n merchant? Die handelaars. Ons verstaan merchants. Ja, die handelaars, jy het dit uitdruklik gemaak dat dit Afrikaans moet wees. Die handelaars het gesê, okay, hierso, ek stuur vir jou soveel en dan dit is soveel werd en dan stuur jy vir my soveel en dan kom ons eenmal 'n jaar by mekaar en ons exchange ons kontrakkies en ons sê, right, ek skuld jou dit, jy skuld my dat. Maar anyway, die muntstukke het begin by die Lydians, dit vandag se Turkye van vandag. Het hulle hierdie elektrum, dit is soos van 'n goud en silwer alloy, wat hulle muntstukke mee gemaak het, en dit het die wêreld al verander. Want as jy dink, die manier wat die wêreld gewerk het, en ewen tot in 'n mate vandag, dit is oorlog. En om oorlog te voer, het jy mense nodig. En jy gaan 'n boer gaan beklei as jy vir hom sê, hoor hierso, ek vat jou grond, maar 'n boer het nie regtig 'n saak as die koning besluit, hoor ek soek aanhou se grond. So die ouens het 'n wy nodig gehad, of 'n manier nodig gehad om die weermag te betaal. En dis waar die muntstukke nou ingekom het. Nou kan jy dinge op skaal begin doen. Jy kan op skaal begin koop. En dit het saam met dit nou natuurlik 'n groot hoop probleme gebring, want nou het jy diefstal, dat jy munte wat, weet hulle het nie geweeg nie, dis 'n muntstuk gewees, en dan dis van silwer gewees byvoorbeeld, en dan, okay, kom ons knip hierdie stukkie van die silwer af, dan verdien ek die geld half as jy so wil stel. Maar ja, so het gegroei, so het geld gegroei, en die konsep van geld het gegroei. So, daar's nou obviously baie goed wat mense hoor van, daar's skulpe, ek dink hulle het sout op 'n stadium gebruik, beeste, graan, wat ook al. Kommoditeite. Yes, so daar moet iets wees wat ook bepaal wat kan gebruik word as geld. En soos ek het verstaan, en dit was toe ek het die eerste keer gehoor het, dit vir my unnecessarily so baie interessant gewees. Maar dis die idee dat vir iets om geld te wees, moet dit 'n medium of exchange wees, so jy moet dit kan ruilhandel daarmee, soos wat jy genoem het. Dit moet kan wees dat dit 'n unit of account is, so jy kan dit gebruik as dit half iemand anders wil dit ook hê. En dit moet kan gebruik word as 'n store of value. Nou wonder ek, iets soos skulpe byvoorbeeld, hoe die hel het ons gedink dat dit value store? Want ek kan nie regtig verstaan hoe
of sout selfs. Okay, sout kan jy seker jou kos mee stoor of verwerk. Ek is nie heeltemal seker hoe hulle besluit dat daai tipe goed waarde hou. So, daar's verskillende bene en die perfekte geld voldoen aan al daai bene. Nou as jy 'n kommoditeit geld vat, soos beeste, sout, dis iets wat waardevol is, dis iets wat mense kan gebruik. Sout kan jy weeg, so jy kan verskillende hoeveelhede, kan verskillende waardes uitdruk. Jy weet op 'n groter skaal, een bees is 300 hoenders werd, of whatever the case might be, 2 beeste is 600, so dit het gewerk. Jy het min of meer geweet hoe lank daai bees met ons gaan wees, hoeveel melk jy gaan kry. So jy kan daar's assumptions wat jy kan maak. Dis hoekom kommoditeit geld gewerk het. En dis verdeelbaar, dis vervoerbaar. Hier is al die dinge wat geld maak. Iets soos skulpe, dit was miskien baie volop gewees, en een van die groot bene wat jy het met geld is, dit moet skaars wees. Want dit help nie ons kan almal, soos ek sê, op die strand gaan loop en skulpies optel en sê, there we go. Daar is obviously net soveel skulpe, en jy kan, is moeilik om daai tydse ekonomie te vergelyk met vandag. Maar skulpe was waardevol, want dit is mooi. En, jy weet, dis is baie mense, hoekom draai jy 'n goue hangertjie, hoekom draai jy armband, hoekom draai jy oorbelle, dit laat jou goed voel, so daar's 'n waarde in. Die feit dat dit nou verniet is, en ek gaan tel hom op, iemand moet nog steeds loop en hom gaan optel, daar is 'n waarde in dit, maar dis nie skaars nie. Dis wat dit moeilik maak om dit het meer gerely op trust en vertroue in 'n gemeenskap. Jy sou gesukkel het om, daai skulpe, weet van een kant, kom ons van Suid-Afrika, om het nou van Port Elizabeth af te gaan Sodwana toe. Die twee groepe mense gaan nie dieselfde waarde min of meer reg aan, hulle gaan nie saamstem daaroor. En dis hoekom dit nie regtig scalable oplossing is nie. So dis is al die individuele punte wat jy moet, al die boksies wat jy moet tik om te sê, hierdie is die perfekte geld. Nou, Gert, eventually op 'n stadium was die geldwaarde geheg aan goud. En dit is nie meer nie, en wat het onder gelei dat die goudstandaard nie meer bestaan nie, en hoe het dit gelei na hoe ons geld ken vandag? Wel, Nikke, weer is 'n goeie vraag daar, jong. So, ek moet nou terug gaan dink, ek moes eintlik bietjie gaan research het, ek het nie regtig, ek moes dit eintlik gedoen het, maar ek vergeef my, so, ek kan miskien uitlees met 'n jaar of 2 hier en daar, maar ek dink dit was hier by 1912, 1913, something like that, wat al die lande gesê het, okay, ons het goud, goud is 'n waardevolle ding, want back in the day het mense actually goue muntstukke gehad, en hulle het goud onder mekaar uitgeruil, want dit was skaars, en dis mooi, daar was daai skulp attribute gehad, maar dit was divisible to an extent, dit is nie maklik om dit op te sny nie, maar jy kon 'n stukkie goud afsny en dit geweeg, en het min of meer geweet wat dit werd is, en daai tyd was dit nie regtig maklik om 'n ding te laat lyk soos goud nie. Jy kon dit nie regtig vervals nie. So dit het gewerk vir die doel, maar weer eens, sodra jy skaal begin inbring, dan werk daai tipe dinge nie. So ons het begin met I suppose IOUs, as jy het, ek skuld jou, as jy het so wil stel. En dis basically stukkies papier wat mense uitgedeel het. Ek dink dit het hier in die 15-1600s begin, wat hulle stukkies papier uitgeruil het en gesê, hoorie, so hier's my handtekening, ek skuld jou soveel, hier's my handtekening, jy skuld my soveel. Nou weer eens, dit het dit groter laat word, want onder die handelaars, meestal die skeepshandelaars, hulle het mekaar vertrou, so hulle kon dit doen. Maar die konsep van 'n papiernoot
wat jy nou uitdeel, weet dit is onder mekaar, maar vir die hele publiek om dit te gebruik, moet dit iets wees wat die regering vir jou gee, dit is weer, dit is vertroue. So dit moet 'n entiteit wees wat vertroue het, en ons almal vertrou in daai entiteit, en ons glo dat dit nie gekopie word nie. So het ons aanbeweeg, en ja, so ek dink as hier in 1913, het elke land het nou sy eie geldeenheid, en die manier waarop die land nou besluit hoeveel eenhede hulle het, was gebaseer op hoeveel goud hulle besit het. So, dit was 'n goudstandaard, maar nie die goudstandaard soos wat ons hom ken. Dit was money backed by gold. Jy kon daai goud jy kon daai note gaan uitruil, jy kon bank toe gegaan het en gesê, hierso is R1000 se note, en dit is soveel goud werd, kan ek die goud kry, en I'll be on my way. Het ons, as usual, mense vry en beklei, en oorlog het gekom, en helfte het bankrot gespeel, en almal se goud is gebruik om oorlog te voer. Dit is een van die grootste doele. Het ons aangegaan, en ek dink dit was die Tweede Wêreldoorlog. Dis dit basies chaos, want toe is die helfte, nou moet jy vertrou al hierdie mense, die actual goud wat hulle gesê het, hulle het om hulle geldeenheid te verteenwoordig, en dit is basically chaos. So, daar was 'n meeting gewees, en weer eens, ek gaan my vergewe vir die datum sien, maar dit was hier so by 1945, 43, 45, somewhere around that. In Bretton Woods in New Hampshire in Amerika, het die Amerikaners gesê, luister, kom, hier is wat ons doen, ons is die sterkste nasie, ons geld, ons is die mees betroubare ouens om goud te stockpile. So, wat ons doen is ons gaan sê die dollar word dit is 'n peg. Die dollar word gesê in maatstaf, ja. Ja, ons gaan die dollar, ja meneer, ons gaan hom peg, ons gaan die dollar teen goud. Ja, jy gaan maar daai woordjie moet koppel. Nee, ons gaan hom koppel, jy gaan maar daai woordjie moet soek, maar ek dink dit is iets soos $35 vir ons anker, daar sy anker. So toe wat hulle sê, okay, wat ons doen is, ons gaan die dollar gebruik, en ons gaan sê, ons het soveel goud, en dis hoeveel dollar ons issue in die wêreld, en die res van julle kan julle geldeenhede teen die dollar anker, sodat die dollar in die middel sit, en dis die wêreld se reservegeld, en ons hou daai hoeveelheid goud, en dis die geld wat in die wêreld is om te gebruik, en julle kan volgens die vertroue in jou land, gaan jou land se ekonomie, jou produksie, weet al die faktore, gaan ons, die sekuriteit, gaan ons sê, okay, $1 is 2 pond of R10 of 5 cent. Dit is hoe die geld, die Bretton Woods system, soos hulle dit nou begin. En dit was great, dit het nice gewerk. Maar daar's een groot probleem met dit. Jy gaan met vertrou Amerika doen wat hulle sê hulle gaan doen, dat hulle actually die goud het wat hulle sê hulle het, en dit limit die hoeveelheid geld wat daar in die wêreld kan wees. Want jy moet dit nou op goud baseer. Jy kan nie net sê ek het R200 se goud as jy net R100 se goud het nie. Wat 'n probleem was. So toe dink ek 1971 het Nixon gekom en gesê, luister, is nou gone, ons het nie meer goudreserves nodig nie. En as ek het nie mis het nie, weer eens onder kolleksies, mens regtig huiswerk gedoen het. Ek dink hulle het op daai stadium met hulle net iets soos 10% of 5 of 10% van die goud wat die hoeveelheid geld wat hulle actually gedruk het hulle die goud voorgehad. So dis die hele stelsel was klaar plat geweest nog voor hulle dit gestop het. Hulle het nie regtig 'n keuse gehad nie. Maar omdat die internasionale monetaire fonds gebaseer is op dollar, is die hele wêreld basically dependent op dollar. Jy kan nie olie verruil, dit alles word in dollar uitgedruk. So dis waar fiat geld begin het. Nou fiat geld, daar's geen waarde agter dit. Dis die kluggeld. Daar is geen waarde agter dit nie. Die waarde agter fiat geld is ek en jy wat glo my regering het soveel geld en
dit is hoe die ekonomie lyk en dis hoeveel ons geld werd is. Daar's nie 'n ja, dis regulasies en wette en reëls. It's a rules-based system. Daar's nie regtig 'n genuine 2 sakkies sout of 4 koeie. It doesn't exist. Dis 'n sprokie. En die probleem wat jy het met dit is daar's nie 'n beperking op hoeveel geld jy kan druk nie. Jy moet glo die regering gaan nie te veel geld druk om die geld se waarde vinnig te verminder. Om 'n voorbeeld te gee, in die laaste 100 jaar het die dollar 97% van sy koopkrag verloor. So dis 'n probleem. Dis nie 'n scalable system wat kan werk en wat kan iewers ter gaan na 'n probleem is. Mense praat so vinnig van dit Elon Musk, die ou is 500 biljoen werd en hierdie is 2 triljoen en daai is 500 biljoen. Het jy 'n idee die konsep? Mense hulle kry nie die konsep van daai nommers nie. Jy dink 1 triljoen, 1 biljoen. As ek dit vir jou kan uitdruk in 'n alledaagse hoe kan ek sê 'n manier om dit makliker te verstaan. 'n miljoen sekondes. As jy nou moet gaan tel, 'n miljoen sekondes is iets soos 11, net so oor die 11 dae. Weet? 'n biljoen is iets soos 32 jaar. 'n biljoen sekondes. Jy gaan van 11 dae af, van 'n miljoen af, na 32 jaar toe, wat 'n biljoen is, né? En dan as jy nou moet nog 'n stapie verder gaan en jy gaan na 'n triljoen toe, dan praat jy van 32.000 jaar. So die scale of it is, mense kan dit nie fathom nie. En dis waar jou probleem inkom. Regerings is, dis popularity context. Hierdie is nie mense wat regtig na jou beste belange. Niemand kan vir my sê regering, mense in regering, hulle enigste motivering is om te wen, om die mense se vote te wen. So hulle doen wat hulle moet doen om die mense se vote te wen. En jy weet, partykeer moet jy baie moeilike keuses maak wat mense nie like nie. Maar jy gaan nie daai keuse maak nie, want dan is jy nie meer in regering. So dit is 'n stelsel wat nie regtig kan werk nie. En dit is letterlik waarmee ons vandag sit. Amerika op die oomblik, hulle debt wat hulle maak. Want met vandag se geld word uit skuld uit. Dit is hoe ons geld maak. Ek sal nou terugkom na daai punt van as jy nou uitloop en die ou daar gaan vra waar kom R50 vandaan. Maar hulle skuld huidiglik is iets soos 2 triljoen dollar. 'n jaar wat hulle is ook nie veel beter nie. Nee, dit is hulle deficit, nee. En net om die rente te betaal is 40% van hulle GDP. Dit is fenominale bedrag. Maar jy hoor dit in die nuus en dan dit nou hierdie begroting approve en daai begroting approve. Dis nommers wat mense net rondgooi en ons average mense op straat verstaan nie daai nommers nie, want ek kan dit nie connect met daai skaap 2 sakkies sout tipe ding nie. So die skaal is 'n groot probleem. En dan om nou terug te kom, mense dink dat geld word gemaak deur die regering wat dit print. En dis nie regtig hoe geld gemaak word nie. En dit is waar die incentive heeltemal verkeerde line is. Iets is 5 of 7% van geld wat gemaak word, geld wat gemaak word in die wêreld, word gemaak met skuld, met quantitative easing. Die regering wat effectively bonds verkoop en hulle create skuld, né? Maar die res, 93 tot 95% van geld word gemaak deur banke. Nou, banke is daar om na hulle aandeelhouers te kyk, nie om na my en jou te kyk nie. So nou laat jy daai ouens toe om geld te create, te maak. En die way wat hulle dit doen is weet, Alnika kom en sy gee my R100, ek is die bank. Sy gee my R100. En ek sê vir ek gaan jou 10% rente betaal. Weet, dit is nou net rowwe bedrag.
op baie R100. So na 'n jaar moet ek jou R110 teruggee. Maar dis fraksionele reserve model. So jy kom na my toe en jy sê, oor jy kan ek R100 by jou leen. Dan sê ek vir jou, sure, jy moet my R120 terugbetaal, 20%. En ek skryf in my boekie, Annelie skuld my R100, R120. Nou kom Tannie Jo en sy sê, ek wil ook R100 leen. Sê ek vir jou, sure, skryf in my boekie, daarso, ek leen vir R120. En sy betaal jou om iets vir haar te doen, en sy betaal jou R120, nou het jy R120 teruggekry, maar daar het net R100 begin, ek het net R100 gekry om te begin mee, en jy kom nou, jy betaal my terug, jy het nou R120 by haar verdien, en jy betaal my R110 terug, nou het ek so pas R20-30 extra kry, nou kan jy dit nou multiply met duisende mense en duisende transaksies, hulle kry uit geld uit varsligheid, dis uit thin air uit, dis smoke and mirrors, boekies wat mense rondskryf, wag, laat ek gou hierso neerskryf, laat ek gou daarso neerskryf, jy weet, die oorgrootste gedeelte van geld is nie fisiese note wat ons mee rondafloop nie, want die helfte van die plekke wil nie kontant aanvaar mee nie. So, dit is banke met ledgers, en niemand weet regtig wat daar aangaan nie, niemand weet, ja, daar's reëls en regulasies, maar ons almal weet hoeveel reëls en regulasies word nagekom, so, dit is 'n stelsel wat, dit kan nie aangaan nie, some point gaan hierdie house of cards crash. Ja, en dis hoekom hulle wil confidence ook in die stelsel probeer behou, want die oomblik as die confidence in dit crash, dan sien ons goed soos bankruns, en dan sien jy eintlik hoe sensitief die hele stelsel is, en hoe min geld daar eintlik regtig geld is, wat rondvloei in die stelsel. Exactly, en moenie vergeet, moenie vergeet nie, ons kom terug na die hele idee toe van, geld is veronderstel om 'n voorstelling van energie te wees, voorstelling van, dis dit te veronderstel is om te wees. Nou het jy hierdie banke wat op papier energy create. Probleem. Ekskuus Elmike. Gert, ek brand om vir jou 2 goeters te vra, en ek sê jammer aan ek interrupt jou nou, maar okay, so 1, dink jy dat die fiat geld wat ons vandag het ook gaan platval, soos wat die goud standaard platgeval het, en net, so, ek dink ek moet net hierdie sê, goud het nog steeds 'n waarde, maar ek voel, dis weird om te sê, want ek byvoorbeeld het 'n kreerrand in die kluis, en ek gaan soos in Google gou, okay, 'n kreerrand vandag kos omtrent ongeveer R20,000. Dis die geldwaarde van my goud. Maar dis anyway, dit nog steeds 'n waarde, maar ons geld is nie meer gebaseer op goud nie. As ek dit nou reg verstaan. So dink jy dit fiat geld gaan ook platval? En die ander een wat ek het is wat dink jy is die rol van die sentrale bank? So jy sê nou dat het my brein bietjie gebreek oor hoe banke werk, wat ook sin maak, want ek sê, as jy vandag 'n huis wil koop, moet jy skuld hê om te kan bewys dat jy die huis kan bekoop, wat ook nie sin maak nie, eintlik. Anyway, so, wat is die rol van die sentrale bank dan, as banke geld maak? Ja, dis 'n goeie vraag. So om terug te kom net by die goud, die goudpunt. So, jy weet, jou goud het nog waarde, maar die rede hoekom goud platgeval het as 'n reserve-eenheid geld is, die scalability was nie daar nie. Want unless jy nog goud het, kan jy nog geld maak nie, en om ekonomie te groei het jy nog geld nodig. Dis hoekom hulle al hierdie finansiële instrumente begin het mee. En weet, een van die ander probleme is, al hierdie ouens wat so, jy koop goud. Die helfte van daai ouens koop nie actual goud nie, hulle koop nie actual kreerrande nie, hulle koop goud wat op 'n aandelebeurs getrade word. So, bestaan daai goud regtig? Wie het gekyk daarna? Weet, even Amerika, Fort Knox, dit word nie geaudit nie, so hoe weet jy hoeveel is daar reg? Weet, mense, jy kan nie mense vertrou nie, so hoe weet jy hoeveel is daar reg? En wie gaan elke keer loop om dit te tel? Dit is nie 'n scalable
solution vir 'n wêreld wat groei, om ekonomies te groei. Om ekonomies te groei het jy 'n skuldstelsel nodig, ja. Maar mense vat advantage van sisteme and that's the problem. Dit banke leen vir mense geld wat nie kan bekostig om daai geld te leen. Want dis hoe hulle nog geld kry uit. Ek kan hulle nie blameer nie, want dit is hulle job. Ja, dis hulle doel. So dit kry 'n probleem. Die Reservebank is 'n interessante een, want kyk, die Reservebank is basies, sentrale bank is basies in beheer van 'n land se geld. En dis waar hierdie is amper soos kommunisme. Kommunisme is 'n fantastiese konsep op papier. Dis genuine. Dit is 'n genuine goeie konsep. Ek is moes in support, ek seker nie flip nie, maar ek is genuine in support van kommunisme op papier. Dis beautiful. Maar jy kan dit nie implementeer in reality nie. Dis nie iets wat daai system werk nie in reality nie, omdat dis nie hoe mense dink en werk nie. So en dis dieselfde ding met hierdie instrumente wat hulle gebruik om geld te beheer. So inflasie is een van die tools, instrumente wat die Reservebank gebruik om te besluit hoeveel hulle geld werd is en hoe om dit te beheer. En soos ek sê, dis 'n klomp ouens wat daar sit om 'n tafel en sê, hoorie, ons gaan die rentekoers met soveel % op of afvat, sodat ons geld kan beheer, want daar het soveel ingekom. Dis al smoke and mirrors as jy my vra. Daar's geen ons het dit nie nodig nie. Dis die hele ding. Dit ons trust in die regeringsmodel vir iets wat ons nie nodig het nie. En ons het nou nog nie eens gekom by die nadele van hierdie positiewe fiat geld eenheid wat ons het nie. Jenny, as jy gaan kyk, nou ek is nie 'n ou wat gaan sê ja, ons moet terrorisme ondersteun of kriminele goed ondersteun nie, maar die geldsysteem van vandag is meer 'n finansiële surveillance, wat surveillance in Afrikaans, 'n surveillance mechanism, as wat dit actually 'n funksionele doel het in ons samelewing om my arbeid te representeer in 'n mark. Dit word gebruik om te sien, daar's 'n spektrum, want dit word gebruik om te sien, hierso is politiese partye wat ons nie like nie, wat miskien 'n kans het, so ons kan sien hoeveel geld hulle het, en ja, wag 'n bietjie, daai ou het 'n donation gemaak hierso wat hy nie mag maak nie, so dis 'n surveillance tool, van 'n bemarkingsperspektief af, hierdie kaarte wat jy by Pick n Pay dink jy gaan swipe jou kaart, die verwerkers, die merchants weet, alright, jy spandeer soveel op klere, jy spandeer soveel op kos, jy spandeer soveel op petrol of dobbel, whatever die case might be. So, dis nie, die doel van geld is om arbeid te verteenwoordig, maar dit word gebruik vir al hierdie ander dinge. Ons lewe in 'n verbruikers society waar mense gaan maak skuld om mense te impress wat hulle nie, dinge te koop om mense te impress wat hulle nie ken nie. En dit is jy gaan altyd iemand hê wat advantage vat van dit, en banke vat advantage van dit. Mense, my vrou het dit sê, in ons society, in ons gemeenskap is 50% van mense se IQ below the average. Dit is net wiskunde, dis nie ek wat mislik is nie, maar die reality daarvan is, die helfte van society is basically dommer as die gemiddelde persoon. Nou, dit is harsh om te sê, maar dit is wiskunde. En ja, ou moet na die mense kyk. Jy moet nie, daai ouens wat nou hier in daai Rome gedeelte sit, hulle vat advantage van die mense wat net hieronder net wil operate. En dis wat die probleem is met wat ek sien. Dis vir my die grootste probleem met geld soos ons het. So ja, die Reservebank in my oë is daar om die game te speel. Dis nie 'n funksie wat ek dink ons nodig het nie, maar as wie sê. So ek dink mense is geneig om te dink, as jy byvoorbeeld jou Shoprite Checkers kaart vat, daai X-kaart of jou Spar Savings kaart,
dan dink jy, weet jy wat, Spar is nou so gaaf met ons as consumers. Hulle is nou besig om vir ons kry discount, man. Dit is so nice van hulle. Maar hulle weet alles van jou en hulle gaan verkoop dit en kry meer geld as wat jy kry deur jou bietjie discount. En Maar ja, even met daai discount maak hulle geld, so. Presies. Kykie net, as jy daai ding vir my gaan verkoop teen R12 in plaas van R14, hoekom sit jy nie net R12 op die prys nie? Hoekom begin jy net met R12 nie? Ja. Nee, maar nou het jy jou kaart en jy swipe hom lieflik en hulle kry triple die hoeveelheid geld uit deur net vir ander mense te sê waarop jy jou geld spandeer. So ek wil graag uitkom met die punt van stabiliteit, ek wil 'n comment maak op die punt van stabiliteit en inflasie wat jy vroeër genoem het en hoe belangrik inflation expectations is vir die sentrale bank. Want en dit connect my mooi aan daai punt van confidence waaroor ons vroeër gepraat het in die sin dat dis vir die stelsel sal ons dit nou maar noem verskriklik belangrik dat mense verwag wat hulle wil hê jy moet verwag. As die sentrale bank byvoorbeeld, ek love it om te gaan kyk, daar's 'n hele strein oor as die Fed se meeting begin word met good afternoon of met hello everyone, wat dit gaan beteken, vir my vreeslik snaaks. En dis ja, net vir my interessant hoe baie van hierdie stelsel afhanklik is van die mense persepsie van die stelsel. En dit, ja, op jou ene van die dag wys eintlik maar net dat dit op sand gebou is en of niks anders nie. So, ja, jy die punt vertroue. ek wil... Hulle doen dit op vertroue. Ja, en 100%. Solank ons glo, is dit great. Ja. Ek wil uitkom by die punt van skaarsheid. Ons het dit vroeër ook genoem. Hoekom is dit belangrik dat geld moet skaars wees en hoekom, soos wat is die relationship tussen die waarde van geld, hoe skaars geld is, hoeveel van die geld daar is, en wat beteken dit vir ons met die hoeveelheid geld, nie die hoeveelheid nie, met hoe ons geldstelsel tans werk? So, ek weet weer eens, ons kom terug na die inflasie instrument wat hulle gebruik. Dit is, in my oë is dit net 'n belasting. Inflasie is 'n belasting. As ons dink weer eens aan geld as 'n uitdrukking van my arbeid, ek het 'n week lank geploeg en dit is R5000 werd. Nou, daai R5000 vat ek nou en ek sit dit onder my matras en oor 'n jaar wil ek nou 'n bietjie op vakansie gaan, bietjie met verlof gaan. Nou bel ek die reisagent en ek sê, hoor hierso, hoeveel gaan my weekie af maak hy toe my kos? En hulle sê vir my dis R5000 weer. Okay, great, ek het R5000 onder die matras. Ek gaan volgende jaar Maart maand is ek in Maagheid. Volgende jaar Februarie, wat is hulle verloor? Sorry. Was hy weer terug? Volgende jaar Februarie bel ek nou weer vir Santi daar by die reisagent en ek sê, right, luister, dis ek is op pad Maagheid toe, ek het jou laas jaar gebel. En sy sê my, okay, maar hoorie, dis nou R6000. Dis nou duurder. My geld is nou minder werd. My koopkrag is nou minder. Maar dis dieselfde hoeveelheid werk wat ek gedoen het. So hoekom moet 'n regeringsinstrument, hoe kan hulle my belas om te besluit vir my hoeveel my arbeid werd is op verskillende tydstappe? Hoe maak dit 'n verskil? My arbeid is hoeveel ek vir dit wil hê. Jy is nie veronderstel om vir my ek het mos klaar dit verdien. Jy kan nie vir my oor 'n jaar sê, maar hoorie, dit wat jy gedink het jy het jy nou nie meer nie. En dit is die groot probleem met, of dit om aan te sluit by jou punt van skaarsheid. Jy het iets nodig wat easily divisible is, maklik opdeelbaar, dit moet 'n stoor van waarde wees oor 'n tydperk. Daar jy moet nie veronderstel, jy is veronderstel om inflasie te hê. Dit moet eintlik deflasie wees. Dit is wat jy wil hê. En hoe ons huidiglik daarmee werk en hoe ons huidiglik daarna kyk, is in my oë heeltemal die verkeerde approach. Jy is veronderstel om te werk vir daai geld, daai representation van jou labor, en dis veronderstel om meer werd te word. Hoe langer jy dit hou. Dit is veronderstel om minder werd te wees hoe langer jy dit hou nie. Nou kyk, daar's 'n flip side to it. Jy wil ook nie hê almal moet net die geld hou nie. Dan het jy nie ekonomie nie. Maar om jou
die simpel antwoord is jy wil hê dit moet skaars wees, want dit moet nie maklik wees om dit, ek wil nie op die strand gaan loop en die skulpies optel nie, want dit het nie regtig waarde nie. Hoe skaarser dit is, hoe meer waarde het dit, hoe moeiliker dit is vir mense om dit te bekom, of om dit te copy, of weet, hoe meer legit dit is, en hoe skaarser dit is, hoe meer waarde het dit. En dis hoe die Gert, waarde hou. Jo, jy maak my nou wil vra oor cryptocurrency en want cryptocurrency, soos wat ek het verstaan, soos wat ek het verstaan, raak dit al hoe meer werd, omdat dit skaars raak. So Bitcoin byvoorbeeld, as ek nou reg onthou, ek het baie lanklaas gelees oor Bitcoin, maar as ek nou reg onthou, elke jaar halveer die hoeveelheid Bitcoin wat gemine kan word. So dit raak skaars met tyd. En daarom jou aandeel in Bitcoin wat jy het, of dit nou R1000 is of wat ook al, dit raak, daai waarde raak meer. So, hoe verander cryptocurrency dan die persepsie van geld? Want daai is nie gekoppel aan, wel, soos wat ek het verstaan, is dit nie gekoppel aan die regering nie, is nie gekoppel aan, ek wil amper sê randwaarde nie, maar, of fiat waarde nie. Maar dit kan obviously oorgaan na fiat waarde. Jy kan dit onttrek en dan sit. Okay, so, Jochias, jy gooi al die curveballs hierso vandag. Kom ek vat eers 'n stap terug. So, hierso is 'n bietjie advies, something for nothing, maar die hele idee, die hele konsep van cryptocurrency en digital currency, dis all nonsense. Dis absolute nonsense. Daar's Bitcoin en dan is daar technology companies. Al hierdie cryptocurrencies wat daar ronddryf in die wêreld, dis technology companies, dis 'n technology play. Hulle kan jou vertel hoekom jy dit nodig het en hoekom daar waarde is in dit, en party van hulle kan meer word, minder word, burn, mine, stake, daai is net noise, om eerlik mee te wees. Dis hoe ek dit sien. Bitcoin is iets anders. Bitcoin is hard money. Dis harde geld. Nou, om net op te tel, so, daar is 21 miljoen bitcoins, vandag een af, is daar 21 miljoen bitcoins. So dit word nie meer of minder nie. Daar is van die begin af 21 miljoen, en tot op die einde gaan daar 21 miljoen wees. So die vergoeding waarvan jy praat, die manier waar Bitcoin the way it gets released into the economy is a drip feed. En wat gebeur daar is, elke 10 minute, ek gaan ons nou nie tegnies raak nie, maar dis basically 'n groot boek, en daar's daar's 'n ouditeur wat sy signature elke 10 minute sit, wat sê, luister, hierdie groot boek is shop, hy's reg, nommers is reg, ek het hom gecheck, alles is reg. En vir daai ouditeur om sy handtekening te sit, kry hy vergoeding. En dit het begin by 50 Bitcoin, hulle noem dit 'n blok in die blockchain. En jy het 50 daai ouditeur het 50 Bitcoin gekry vir sy handtekening. Nou, elke 4 jaar, rolweg, halveer daai vergoeding. So, na 4 jaar kry hy nou net 25 Bitcoin. 4 jaar later kry hy net 12,5 Bitcoin. En dis hoe die Bitcoin gerelease word in die systeem. So, huidiglik staan ons op, jy moes my hierdie goed gevra het, ons staan op 20 miljoen something Bitcoins wat in die wild is, wat gerelease is. So, daar's nog net so 1 miljoen oor wat gerelease kan word. Maar die totaal bestaan van die begin af. Maar mense het nog nie toegang tot daai laaste miljoen nie. En daai laaste miljoen, ek dink is iets soos 2140, is wanneer die laaste Bitcoin gerelease word in die systeem in. Maar die totaal bly by 21, van dag 1 af. So, van dag 1 af, as jy dink hoe meer mense
Bitcoin wil gebruik en hoe meer mense Bitcoin wil hê, hoe meer word dit werd in fiat geldterme. So dis number go up. Hy gaan een rigting, hy gaan nie ander rigting gaan nie. Dit beteken nie dat dit nie volatiliteit het nie. Dit beteken net as jy oor 'n lang tydperk gaan, dan moet die nommer opgaan. En dis waar die groot verskil inkom met Bitcoin. Hoekom dit so anders is, want jy het al daai attributes wat goud het. Maar dan jy oplossings vir al die probleme wat jy het met goud. Jy het oplossing vir die portability. Dis easy as pie om Bitcoin heen en weer te stuur. Het goud moet jy, hoe meer goud jy het, hoe meer sekuriteit het jy nodig, hoe meer fisiese krag het jy nodig om dit op te lig en te skuif, etc. Bitcoin het jy nie daai probleem nie. Divisibility, om goud op te deel, ja, jy kan nou dit gaan in poeiervorm sit en vir jou 'n bietjie uitskep met 'n teelepel, maar dis nie maklik vir my en jou om die verskillende bedragies te represent in goud nie. That's just not practical. Bitcoin kan jy dit doen, dis maklik. Jy kan hom opdeel, jy 1 Bitcoin opdeel in 100 miljoen eenhede. So dis maklik. So portability, the security, die divisibility, die fungibility, 1 Bitcoin is 1 Bitcoin. Dis nie goud van Afrika of goud van die plek af wat sê purity soveel en daai, hulle is almal dieselfde. Al die Bitcoins is dieselfde. En niemand kan dit stop nie. Daar's nie 'n manier om dit daar's nie actually 'n viable way om dit af te sit nie. Weet, al gaan die internet en al die elektrisiteit af. Dis nie asof dit wegraak nie. Daai data is nog steeds daar. Dis meer secure is. Jy gaan letterlik die hele wêreld storage moet wipe. En om eerlik mee te wees, as dit gebeur, is dit einde van die wêreld anyway, dan gaan jou geld jou niks help nie. So dit solve al die probleme wat ons het met perfect hard money. Gert, as ek nou dink aan byvoorbeeld het nou sê baie van hierdie ander cryptocurrencies is essentially net internetmaatskappye. Maar ek is geïnteresseerd in die probleem wat dit raak as die regering van hierdie cryptocurrency, soos government backed of government controlled digital currency rather. Dis nou nie cryptocurrency nie, maar daai digital currency. Dink jy daar's enige verskil tussen net digital currency en wat ons tegnies nou het? Want so baie van dit is in elk geval net daai trust wat ons in hulle het, dat hulle sê dat dit daar is. Dis jy het my nie nodig om dit te antwoord nie, jy moet jouself beantwoord. Dit is central bank digital currencies. Dis 'n fairy tale. Wat dink jy, wat is jou bankrekening huidiglik? Dis nulletjies en eenetjies. My R21. Dis ja. Okay, maar wie wat net, dis 'n interessante ding wat jy nou opbring daar, né? Dis nie jou R21 nie. Jy weet daai R1000 wat jy in die bank gaan inbetaal, gaan lees jou termes. Hulle sê vir jou, dis nie meer jou geld nie. Dis nou ons geld. Ons skuld jou R1000, maar dis nie joune nie. Dit breek my brein. Mense weet dit nie. Mense dink, okay, ek het ook R50,000. Nee, pel, jy het nie R50,000 in die bank nie. Jy het Absa wat vir jou sê, ons skuld jou R50,000, but that's about it. En hulle laat jou glo dat jy het jou R50,000 'n sekere bedrag. Wel, hulle wys jou 'n nommertjie op 'n skerm. En there's your money. I mean, dit is wipe hy nommertjie uit en wat gaan jy maak? En jy weet, dan kom mense en sê ja, maar goud. Hierdie is een van die voordele wat jy het met Bitcoin. As ek Bitcoin besit, is nie moontlik vir enige iemand om dit te weet nie, of dit te bewys nie, of dit te vat nie. Jy kan nie. Jy simply can't. Weet jy nie 30s, ons het baie datums vandag. Ek hoop ek het nie die datums opgeneek nie, maar ek dink is hier so 1933, whatever. Amerika reguit in die koerant gaan sê, luister, sorry pel, jy mag nie goud besit nie. As jy goud het, bring daai goud. Ons sal vir jou 'n geldjie gee vir daai goud, maar jy gaan dit verkoop. Jy mag dit nie besit nie. So, weet, mense sê ja, maar dit sal nooit gebeur nie en dat sal nooit gebeur nie. Niemand het gedink COVID gaan gebeur nie en kyk hoe die mense aangegaan. Kyk hoe die skape het gevolg. So dit is eintlik 'n
seker weer wegbly van daai moers af, maar dis eintlik 'n moerse risiko om onthou net my stelling voorheen, om letterlik jou arbeid in een of ander random vreemdeling boardroom se beheer te sit. En dit is wat ons doen. Ons doen dit op 'n daaglikse basis. Ons laat ander mense besluit, hoorie, ek is 'n verpleegster in 'n hospitaal wat bedpanne moet skoonmaak, maar die waarde wat ek daarvoor kry, dis 'n klomp ouens in suits wat somewhere in 'n boardroom sit wat besluit hoeveel ek weet hoeveel dit werd is dat ek 'n bedpan moet gaan skoonmaak. Hoe kan jy besluit hoeveel dit werd? Dis insanity, maar ons sien dit nie so nie. Dis eintlik bietjie depressing, want jy kan nie sonder die bank gaan nie. En so like ek is baie goed met geld spaar, want okay, ek sal nou by daai uitkom. Ek is baie goed met geld spaar en ek het 'n redelike goeie spaarrekening, maar soos jy nou sê, soos daai geld is eintlik nie myne nie, is net die geld wat die bank waarin my spaarrekening is, my skuld. Dis depressing, want soos ek het geen sekerheid dat hulle van hulle daai geld nodig nie. Laat ek jou nog 'n vraagie vra hierso. So ek nie weet hoeveel geld jy het nie. Ek wil weet watse rente kry jy op jou geld? Dit increase met die bedrag van my spaarrekening wat opgaan, maar dit het begin by 7%. Okay. Ja, dit begin by 7.4%. Dis nou omtrent by Ons maak dit 10, né? Jy kry 10% per jaar op jou geldjie. Nou hulle vertel jou inflasie is 2-3%. Dis wat hulle dit droogweg, dis wat hulle jou vertel. Maar laat ek jou garandeer, as jy nou gaan kyk, nê, want onthou daai inflasie weer eens, hulle speel met nommertjies. Hulle gaan vat die way wat hulle dit uitwerk is om 'n basket of products te vat en te sê, okay, nou weet jy in bedryfsekonomie geleer het of ekonomie in die skool. Sê jy gaan koop 'n yoghurt elke week en dan kyk jy wat is hy volgende week en die week daarna en die week daarna, en dis hoe inflasie uitwerk. Jy gaan koop nie net elke week 'n brood nie. Jy gaan koop nie net elke week eiers nie. Jy gaan koop hierdie fancy deodorant of jy gaan koop hierdie nuwe wasmasjien of gaan kyk 'n bietjie wat is die average inflasie. Die average inflasie gaan baie nader aan 6, maybe 7% wees. Dis die average inflasie wat jy reg betaal, the inflation you're paying. Okay, so kom ons wees nice en ons sê dis 5% wat inflasie reg gaan wees. So nou maak jy eintlik net 5% rente op jou geld. Maar jy belasting betaal. Op geld wat jy verdien het, waarop jy belasting betaal het. Moet jy nou weer belasting betaal. As jy genuine gaan uitwerk, nee, jy's lucky as jy 1% rente kry op jou geld. Jy's lucky. En jou huur gaan 10% op omtrent elke jaar. Dis wat hier is 10%. Ek meen dan letterlik het jy nie eers jou rente maak vir jou niks eintlik nie. We being sold a lolly. Dit breek my brein. Ek weet nie of ek dit is. En soos, like, om terug te kom na jou vraag van hoekom het ons banke nodig? Wel, in my kop gaan ek het 'n bank nodig om my geld te laat groei en ek kan nie cryptocurrency gebruik by die winkel as ek my eiers gaan koop nie. Alaas moet nou nie hierso laat Gert vir jou kom sê jy kan nie, Alnika, jy kan. Wel, okay, fair enough. Ek is nie clued up genoeg om dit reg te kry nie. Dit sal baie cool wees as ek kan, want dan weet ek met sekerheid dat my geld increase. En ek nie nodig om belasting te betaal op daai geld wat ek spaar nie. So dit like anyway. Ja, as 'n paar dinge, jy moet nou pas op hier. So kyk jy net, belasting is 'n nodige ding. En daar is sekere dinge wat ons as 'n gemeenskap saam moet help betaal. Fair enough. Jy weet, belasting is 'n nodige ding. Die probleem met belasting is die manier waarop dit gevat word, die hoeveelheid wat gevat word, en dit wat jy in return kry vind. As jy goeie paaie, goeie hospitale, goeie service delivery het, jy gaan nie regtig bou om belasting te betaal nie, jy kry waarde vir jou geld. Maar jy kry dit nie. Op die stadium doen ek regtig nie, want ek bly nie in die Kaap nie. Exactly, so jy kry dit nie.
So nou met 'n ou gaan kyk, is dit regtig nodig? Is al hierdie belastings nodig? En dan moet jy gaan kyk na watse waarde bring die regering in. Dis hoekom ek sê CBDC is nonsens. Dis net nog 'n different way wat hulle wil mense beheer en ek dink dis eintlik gevaarlik om dit eerlik mee te wees. Want CBDC's gaan 'n regering in staat stel om te sê, luister, Elnike is 7 keer McDonald's toe hierdie maand. So ons dink dis 'n health issue. So weet wat, ons lok jou geldjie. Jy kan nie nou jou geldjie gaan is programmable. Jou geldjie gaan nou nie meer werk by McDonald's nie. Jy gaan maar moet fruit en veg toe gaan en appeltjies en lemoentjies koop. Nou daai tipe beheer, dis insanity. En dis hoekom ek sê CBDC's het daai tipe benefits, maar ek wil nie dit hê nie. Jy het net nie in die middelmaan oorgestap nie. Jy het sommer halfpad hier oor die pad geloop, so weet jy wat? Ons kry daai R4 of R5 fine wat ons jou sommer net gee. Dan sê dit is nee. CBDC's werk. Dis my probleem, sorry Gert, ek wil jou net gou vinnig daar in die rede val. Dis my probleem wat ek het met coupons en met vouchers. Alhoewel, soos in die werk wat ons doen, is daar baie keer wat ons voucher-sisteme voorstel, maar as 'n verskil, soos as 'n alternatief van die huidige sisteem. Maar op 'n fundamentele level is 'n voucher-sisteem of 'n coupon-sisteem, wat ook al jy dit wil noem, die grootste bloody probleem, want hoe durf jy vir my kom sê, ek kan hierdie maand net 10 burgers koop? Hoe durf jy vir my kom sê, waarop ek my geld kan spandeer en waarop nie? Geld waarvoor ek gewerk het. Wel weer eens, jy sien geld as iets. Jy moet eintlik dit nie so daarna kyk nie. Dis letterlik jy wat sê, luister, die 7 bedpanne wat ek skoon gemaak het hierdie week, kan ek myself nou nie reward met 10 hamburgertjies. Ja. Nee, jy's heeltemal reg. Mens moet eintlik daai middelkonsep van want dit is so, mense sien dit eintlik as mens nou 'n vloeidiagram het, sien jy dit as ek doen werk, ek kry geld en dan doen ek iets, maar dit is eintlik ek doen werk en ek kry iets. 100%. Yes. Dankie vir daai correction daar. Dit is 'n goeie uitwys. Ja. Mental note mate. Askies, ek wil gou Elnike. So, hoe kan ek cryptocurrency gebruik in plaas van 'n bank? Want ek is nog steeds vas op dit, want soos ek wil nie hulle moet my beheer, my geld beheer nie. So dis nog nie op die punt waar dit moet wees nie. Jy het 'n bietjie technical knowledge nodig en jy het nie nodig om 'n super brein te wees nie. Jy moet net 'n bietjie dink. Maar jy kan letterlik vandag jou wallet gaan download. Die wallet wat ons bou, Layers wallet. Jy kan letterlik vandag 'n wallet download. Jy kan Bitcoin gaan koop op Luno of op die wallet direk. Jy kan Bitcoin koop. En vandag kan jy dit nog nie doen nie, maar oor so 3-4 maande kan jy dit doen. En die ideale way wat jy dit wil doen is jy wil om dit meer palatable te maak. Jy wil nie kyk Bitcoin's volatile, so hy gaan op en af in waarde. So dis 'n bietjie rof om vir jou te sê, hierdie Elnike, gaan koop vir R1000 se Bitcoin en nou het jy dit op jou wallet en jy kan dit want kom ek spring gou 'n bietjie om dit te gaan spandeer. Jy kan nou vandag Pick n Pay toe gaan, Spar toe gaan. En vir hulle sê, luister, ek moet met Lightning betaal wat Bitcoin is. En jy kan daai wallet vat, hulle wys vir jou die QR code en jy scan hom en jy druk send en Pick n Pay wat in die agtergrond gebeur is, Money Badger, die company wat dit vir hulle geïnstalleer het, of wat dit vir hulle run. Hulle vat daai Bitcoin wat ontvang is vir daai invoice, hulle verkoop dit op die mark, wat hulle dan rand gee in hulle bankrekening, en hulle stuur daai rand dadelik vir Pick n Pay. So, jy kan letterlik vandag dit gaan doen. Die ideale way, wat ons eintlik wil hê om dit solank as wat die dollar reserve geldeenheid is, wil jy eintlik terugtrek dollar toe. So, wat dan sal nou oor 3 maande byvoorbeeld, 3-4 maande, kan gaan en sê, luister, ek wil nie Bitcoin koop nie. Ek wil US dollar Tether koop, digital dollar, op die Bitcoin netwerk. So nou gaan jy en jy, kom ons sê 20-1, en jy sê jy gaan koop R5000 se dollar, dis 100, is dit reg? 20-1, 25, sê R1000, maak dit R1000, sê wil R1000 se US dollar gaan koop, en kom ons sê, dan kry jy $50. Nou sit jy met $50. Nou daai gaan nie op en af gaan soos Bitcoin nie, dit bly min of meer rolweg. Except nou vir inflasie, etc. bly dit is much more stable.
Nou sit jy met daai dollar op jou wallet, wat niemand by jou kan vat nie. Niemand kan dit vries nie. Niemand kan dit konfiskeer nie. Dit kan nie gehack word nie. Jy is in beheer daarvan. Dan gaan jy Pick n Pay toe, en nou in plaas van dat hy Bitcoin wat volatile is, gaan verkoop op die mark, gaan verkoop hy US dollar Tether. En hy betaal jou invoice by Pick n Pay. So jy kan dit vandag doen. Ja, jy moet bietjie hoepels spring, maar jy kan dit vandag doen. I mean, as Bitcoin 'n reserve eenheid is, then it becomes a whole different ball. En dan is dit baie makliker, maar jy kan dit vandag doen. En een van die ander dinge wat ons doen is debietkaarte. So jy gaan nie eens nodig hê om Pick n Pay toe te gaan by die stelsel ingebou het nie. Jy kan gaan na enige plek wat Visa aanvaar. Dat jy letterlik 'n debietkaart wat jy gaan enige plek. Jy gaan tap net daai debietkaart en wat in die agtergrond gebeur is die debietkaart gaan onttrek US dollar of Bitcoin of whatever uit jou wallet uit, verkoop het en settle met die verskaffer. So it's doable and it's doable today. Gert, kan jy vir ons net die konsep verduidelik tussen wat is die verskil tussen 'n hot wallet en 'n cold wallet? Ja, is 'n bietjie meer ingewikkeld as net straightforward hot wallet en cold wallet en baie mense het verskillende definisies daarmee, maar ek dink jy moet begin met die konsep van custodial en non-custodial. So jy het 'n custodial wallet wat baie mense ook noem 'n hot wallet. Jy kan hot wallet kan twee dinge wees, maar jy begin by 'n custodial. Dis waar jy vir 'n company soos Luno gaan sê, luister, hier is my R1000, ek stuur dit vir julle en ek koop Bitcoin en hulle hou die Bitcoin namens jou. Wat presies dieselfde konsep is as wat jy die geld in die bank gaan sit en hulle sê vir jou, hier's 'n IOU, ons skuld jou soveel. Dis nie jou Bitcoin nie. Dis Luno se Bitcoin. Maar hulle skuld jou daai Bitcoin. So dis 'n hot wallet to an extent. Want hy's op die internet, hy's daar en iemand anders het die keys. So dis 'n wat ek sou klassifiseer, jy moet spesifiseer, dis 'n custodial hot wallet. Dan kan jy 'n non-custodial hot wallet gaan wat byvoorbeeld 'n app is op jou foon. So jy is op die internet, maar hy's non-custodial, wat beteken jy het beheer van hom. Dis nie 'n sentrale server wat gehack kan word. Dis 'n individuele wallet wat net jy beheer het van, maar jy is gekonnekt op die internet. En dan 'n true cold wallet is waar daai Bitcoin op 'n fisiese device of op 'n dit is bietjie meer uit. So die way wat jy 'n wallet create is met huidiglik met die maklikste way is dis 12 woorde wat vir jou gegee word. En daai 12 woorde hulle noem dit derivation. So daai 12 woorde create die publieke adres en private adres om 'n transaksie te kan teken. As jy net so daaraan wil dink. En daai 12 woorde kan jy create op die internet terwyl jy gekonnekteer is, of jy kan dit create af van die internet af. Waar jy nie gekonnekteer is nie. En as jy basies nie gekonnekteer is op die internet nie, whether dit nou fisiese devices wat air-gapped is, of dit nou daai ouens wat slim genoeg is, kan actually manually op papier dit doen. Dit is 'n wiskundige som. So jy het nie actually internet nodig. Maar ja, dis 'n cold wallet. So 'n cold wallet is nie gekonnekt op die internet nie, dis heeltemal apart. Okay, cool. Ja, ek wil net die belangriker ding is custodial en non-custodial. Dis die belangriker onderskeiding om te maak. Okay, cool. Okay, ja, ek het gewonder daaroor want ek is nie heeltemal seker oor of dit nou 4 verskillende goed is en of dit die twee konsepte is wat net nie mooi soos eintlik in mekaar inpas nie. Iets waaroor ek vroeër gewonder het en dit pas nou beter in, so kom ek dit nou eers opbring, is ons weet obviously dat oorlog was nog altyd kind of dis die een ding wat regtig eintlik maar die geldsysteem verander het. Dink jy dat toekomstige oorlog of geopolitical unrest of wat ook al jy dit wil noem, crypto adoption gaan aanhelp of gaan dit skade doen? Dink jy mense gaan eerder wil, of regerings eerder, dink jy regerings gaan eerder wil vashou aan hulle digitale currency sodat hulle meer kan maak, of hoe ook al jy dit wil verduidelik?
sodat hulle oorlog kan befonds, of dink jy dit gaan eerder maak dat hierdie events gaan eerder maak dat die mense push vir 'n stelsel waar hulle eerder beheer het oor hulle eie geld? Ja, so ek dink die manier waarop 'n ou dit, of die way wat ek dit sal benader is, jy moet gaan dink aan, ek dink jy moet begin by Bitcoin as 'n en so ek praat nie van ander cryptocurrency nie, ek praat net van Bitcoin, maar daar's twee konsepte wat jy eers moet, kan ek sê, ondersoek. En die een is, gebruik jy Bitcoin as 'n medium of exchange, iets wat ek stuur vir jou, jy stuur vir my. Dit is die een paartjie om na te kyk, en dan die ander paartjie gaan jy en jy sê, is Bitcoin 'n backing? Soos wat goud was, is Bitcoin die reserve geldeenheid. Nou, as jy gaan kyk, as Bitcoin net 'n medium of exchange is, met ander woorde, dis 'n kommoditeit, dat ek en jy albei besluit het waarde, en ons gebruik het om dit onder mekaar te onderhandel, dit is een ding. As jy gaan sê, Bitcoin word vervang die US dollar as reserve eenheid, dan dink ek dis meer die arena waarin ons speel, as jy praat van oorloë en geld en al daai tipe goed, want wat dan gebeur is, lande het nog steeds hulle eie, ons gaan terug na daai Bretton Woods system toe, waar lande het nog steeds hulle eie geld, maar daai geld word gepeg teen Bitcoin, en 'n land moet 5 Bitcoins hê om 500 miljoen rand uit te kan deel. En as hulle meer geld wil print, dan gaan die waarde van daai geld af, maar Bitcoin se waarde bly dieselfde, want hulle peg teen Bitcoin. So dit is in daai konsep, as jy nie wil bol speel nie, is jy uit. So niemand het beheer oor Bitcoin nie. So geen land kan gaan en sê, hoorie, ons gaan die goud by ons mense vat nie. Geen land kan sê, hoorie, maar ons wil 'n nuwe oorlogskip koop of 'n nuwe jetski vir die Navy koop. Kom ons print soveel geld nie, of kom ons leen geld wat nie regtig bestaan nie. Niemand gaan dit kan doen nie. So dit gaan baie moeiliker, oorlog gaan baie moeiliker wees. En nou is jy accountable vir elke sent wat gespandeer word. En ek kan rebelleer met my geld. Want my geld is nie in die bank nie. Ek het dit. En die regering is nie deel daarvan nie. En dis die beauty van hierdie hele konsep. Dis the separation of money and state. Mense het nog altyd aangegaan oor separating religion and state, maar that's not the problem. Die kern van al hierdie probleme is geld. En as jy die beheer oor geld uit die regering se hande uitvat, dan as jy gelos met 'n regering wat met operate op die nasies, as jy dit plat wil stel. En unless jy deliver, pel, gaan ek nie donate nie. Nou hou jy is dit accountability, nou hou jy regerings verantwoordelik vir besluite wat hulle maak, vir dinge wat hulle doen. So jy kan nie een wat besluit, hoor, ek het bietjie lus om bomme te gooi daar op IO, en this is not gonna happen, want jy het nie beheer van die geld nie. So in my oë, en dit gaan nie maklik gebeur nie, maar ek dink wel, dit is waartoe ons op pad is, want ons kan nie so aan 'n skuld maak nie. Almal weet dit. Wat mense nie oor saam sê nie, is hoe lank kan ons nog aangaan, soos ons nou al gaan. Maar dit kan nie vir ewig so aangaan nie, it's just not, dis wiskunde. So ons gaan moet skuif, en as ons skuif na iets soos Bitcoin as 'n reservegeld eenheid, dan dink ek gaan jy met minder geopolitical issues sit, want dan het mense autonomous, mense maak die besluit. Jy vote nie in 'n populariteitskontest vir iemand om in charge te wees nie, jy vote met jou geld. Dit is jy nie deliver nie, betaal ek nie. Ja. Simple as that. Dit klink vir my soos 'n briljante idee, I'm not gonna lie. Ek dink daar's 'n mate van die beste manier hoe ek dit kan uitdruk is it's an elegance in the idea of money being something that a single institution can't control. Ek dink as Bitcoin wel gesien word as die ding wat die separation tussen humanity separation tussen die staat en geld is,
ek verstaan jy sê dat jy dink nie dit gaan societies destabilise nie. Maar as ons wel Bitcoin sien as iets wat dis nie net die tegnologie wat verander nie, dit verander ook hoe mense vertrou en wie mense vertrou, want ek meen nou vertrou jy dalk nie die regering nie, maar ons weet ook nie wie Bitcoin gemaak het nie, maar ek verstaan ook dat ek ken nou nie die tegniese agtergrond oor dit nie, maar ek verstaan dat daar nou natuurlik verskillende mates van strukture is en almal moet 'n handtekening op die ou en op dit sit. So dit is 'n collective agreement soos wat ek verstaan. Maar sien jy werklik, as jy moet dink daaroor, sien jy werklik nie dat hierdie societies destabilise nie? En ek is nie besig om die argument te maak dat ek dink dit gaan nie. Ek maak 'n devil's advocate tipe argument. Nee, jy's 100% reg om so daarna te kyk. Ek dink die simpel antwoord is met wie gaan jy beklei? Met wiskunde. Jy kan nie met wiskunde beklei nie. Wiskunde is wiskunde. En die hele Bitcoin stelsel is underpinned by maths. So dit is nie my opinie of jou opinie of my perception of 1 plus 1 is 1, is 2, het maak nie saak in watter land jy is en watter taal jy praat nie, 1 plus 1 is 2. That's just the way it is. Dit is net hoe dit werk. En daar's niks wat enigiemand kan doen om dit te verander nie. It is what it is. En dit vat daai hele, dis kom ek sê, dit vat daai hele, ek kan nou nie, ek is China en nou wil ek het nou my gat gekrap vir Donald Trump en nou gaan verkoop ek US bonds om die dollar te depress. Nee, it doesn't work like that. Nobody owns it, nobody's in charge, but it's not modifiable. En dis die beauty van dit. En dis hoekom ek dink dis inteendeel 'n manier om communities en community trust te build. Want die beauty van dit is jy het nie nodig om my te vertrou nie. Ek het nie nodig om jou te vertrou nie. Maar ons kan besigheid doen. En dis actually huidiglik meeste besigheid word gedoen om met mense verhoudings skep en mekaar vertrou. Meeste besigheid werk so. Dis 'n barrier to entry, dis friction. As jy dit kan verwyder, dan gaan jy meer besigheid hê. Hoe meer besigheid jy het, hoe meer produktiwiteit jy het, hoe meer produk jy lewer, beter word jou society. En jy kan nie argue, ja, maar dis omdat jy Amerikaans is en jy in dollar werk en ek is in rand, dis hoekom jy beter af is. Ons het almal toegang tot dieselfde internet. Ons het almal toegang tot dieselfde geld op die internet. So, make your own castle. Ja. Ek wil, voor ons by die heel laaste vraag kom wat ons vorige gas gelos het vir jou, is, hoe sou jy sê het hierdie, of hoe het Bitcoin jou verander, soos jou storie verander? En hierdie is nou nie 'n elevator pitch vir Bitcoin nie. Ek bedoel soos, hoe sal jy sê het Ek is sold, by the way. om van die tradisionele stelsel af te gaan? Hoe dit jou empower? Hoe die idee van separating money and state jou lewe verander? Vir jou uitkyk oor die lewe eerder. Okay, so tot en met ek Bitcoin ontdek het ek geweet hoe dinge werk. As jy my gevra het hoe geld gemaak word, kan ek vir jou gesê. Maar ek het nie actually ge-evaluate nie. Ek het net geweet hoe dit werk. Ek het by die banke gewerk. So ek het nooit rare emotional of political view on it. Nee, dis die stelsel werk en dis die stelsel waarna ek is. En toe ek die eerste keer van Bitcoin hoor, toe ek daarmee die eerste keer teekom, ek gedog is 'n pyramid scheme. Ek het gedink, ek gedog is 'n scam. Maar dit het my gebother, want ek like nie om nie te weet hoe 'n ding werk nie. Weet, ek is daai tipe wat 'n ding uitmekaar uithaal, sodat ek kan sien hoe hy werk. Ek gaan nie miskien aan mekaar kan sit, weet nie, maar ek wil sien hoe dinge werk. Ten minste weet jy hoe hy werk. Ja, en dit het my genuine geïrriteer, dat ek nie kon uitfigure wat is die angle nie. Hoe word ek gescam? Hoe werk, wat is die scam? Wat is die trick? Pyramid schemes kan ek jou verduidelik, Ponzi schemes kan ek jou verduidelik, maar hierdie ding, ek kon nie uitfigure hoe dit werk nie. En soos hoe meer ek research gedoen, hoe meer ek myself in dit ingedamp het om uit te figure hoe dit werk, hoe meer het ek geleer van hoe die wêreld regtig werk en hoe geld regtig al die dots by mekaar gesit. En vir my het dit heeltemal en dis hoe ek sê, dis weer eens, dit create daai community almost, want
weet Bitcoiners, ja, jy kry die maximalists en dan kry jy die shitcoiners wat enige token sal promote. Weet daar's 'n range, maar tog het almal iets in gemeen en dit is hoekom laat ons 'n klein groepie mense in 'n kantoor somewhere besluit hoe ons arbeid uitgedruk word. Almal het daai selfde draad in gemeen en ek dink dis waar alles my hele uitkyk het verander met weet en ek is nie anarchis nie. Ek sê nie ons moenie regering hê nie. Ek sê nie ons moenie sosiale standaarde en sosiale dienste hê nie, maar ons moet dit hê in 'n way waar ek kan besluit of ek deelneem of nie. Ek kan besluit hoeveel ek deelneem. En dit word nie, weet ek kan besluit, alright, ek sal een ekstra bedpan gaan skoonmaak om te sorg dat ou mense geld het. Maar dis my besluit. Dit werk vir my. Dis nie somebody wat net besluit somewhere vir jou oor die dis wat aangaan nie. En ek dink dit is die groot ding wat dit vir my verander het. Ja. Ek dink dit is ons probeer altyd in die podcast om alhoewel ons soos tegniese konsepte en 'n bietjie van geskiedenis probeer verstaan, ook sien hoe mens sekere lyne kan trek tussen konsepte en ek dink ons dink nou wel hierdie is 'n gesprek oor die geskiedenis van geld, maar dis net soveel 'n gesprek oor hoe belangrik dit is om nie net te vat wat na jou kant toe kom nie. As jy dis daai konsep van daar's 'n klein hoeveelheid mense wat vir jou sê hoeveel bedpanne jy moet skrob om hoeveel burgers jy kan kry. En dis nie reg nie en dis nie nodig vir ons om net te sit en dit te vat en te sê weet jy wat, oh well, so what nie. Daar is alternatiewe en dis empowering om te kan uitvind en te kan verstaan wat die alternatiewe is en wat kan ek doen om my eie waarde en my eie expression te kan value. En dit is ja, wonderlik. Ons vraag wat die vorige gas vir jou gelos het is, dink jy die beriggewing help om vertroue te hou? Wel, dink jy beriggewing help om nuus, wat ek al jy dit wil noem, help om vertroue in konsepte te bou of dink jy dit veroorsaak meer verwarring? Jy my liewers nie daai vraag vra nie. So, dis juist hoekom ons vra. Luister, nee. Ek kan vir jou baie lelike ding sê van my opinie van joernaliste. Ek spel daai eerste lettertjie baie vinnig verander met 'n H. Ek is nie 'n groot fan van 'n joernalis nie, laat ek eerlik wees meer. Ek sê nie almal nie. Don't get me wrong, daar is goeie mense. There's always in any society, in any group, there's always good people. Maar nie algemeen. Dis 'n joernalis. Dis 'n ou wat klik soek. Dis 'n ou wat aandag wil trek. Kyk hoe dinge aangaan met Netwerk 24 en die way wat hulle dinge report, die way wat hulle weer eens, jy sit met 'n klein groepie mense wat in charge is van al hierdie netwerke wat nuus versprei. En jy het ouens wat kompeteer met wie kan die mees dramatiese nuus lewer. So, om eerlik mee te wees, ek is bitter min in hoofstroom media wat ek actually 'n saak het met wat aangaan. Ek spandeer baie tyd op Twitter Spaces of X Spaces. Waar jy met mense hoor wat mense sê en dinge wat mense sê en hulle uitkyk op die lewe. En as jy mooi gaan luister, want jy weet as 'n ou gaan sit en luister na mense, dan kry jy eintlik die regte nuus. Want dit is baie maklik om eerder te luister hoe iemand praat oor 'n nuusberig. En daai ou, hoe kan ek nie judge nie, maar ek kan dan wys op hoe ek daai persoon sien. Kan ek dadelik sien hoe waar is dit of hoe waar is dit nie. Veral weet jy kontroversiële goeters met alles wat kontroversieel is. Van politiek to religion to sexuality, die hele lot. Jy kan sien hoe mense 'n ding probeer frame. En jy skaapsee skram dit nie. Som dit nou daai hele argument. I'm not a fan. Ek weet nie of ek jou vraag geantwoord het nie, maar ek dink jy het. En dis wat vir ons lekker is van die podcast. Dis lekker om ons het laasweek jy se joernalis opgehaat en dit was vir ons lekker om te kan luister na hoe sy praat oor hoekom sy dink dit is belangrik en dis vir ons lekker om te kan hoor hoekom jy dink hulle shit aanjaag en skape vir scramblers probeer verkoop. So ja, Almika. Ek sê weer eens die caveat is dis nie almal nie. Daar is goeie mense en dit is nodig. Ek dink net die majority is
ek moet seker nie so aangaan nie, maar ek kan nou deur die beroepe gaan, maar as jy weet, ek is nie 'n groot fan van prokureurs either nie. Dit is Wel, hulle werk is letterlik om te lieg. ja, jy weet dis billable hours. So ek het so sliding scale wat begin by weet prokureurs, joernaliste. Ja, ek noem myself doksie so nie. Ek gaan seker maak dat as ek hierdie podcast edit, gaan ek alles uitsny waar jy gesê het sekere joernaliste is okay en ek gaan net insit alle Ja. joernaliste is horrible. Gert, dit was awesome. My brein is gebreek. Nou vir Annie 'n boodskap stuur en sy sê so, ek het jy nog 'n vraag. Ek sê nee. Ek kan nie my brein is gebreek. Jy het vir my baie gesê om oor te dink en weer eens my brein is gebreek. Ek dink ek moet eers recover van dit. Laaste vraag en dis 'n eenvoudige vraag ons net waar kan mense meer hoor van jou, uitvind van jou? Is jy ewen daar buite in die kuberruimte? Ja. Ja, ek dink die maklikste is seker maar X. So my X-handle, ek het nie idee wat dit in Afrikaans is, X-handle, my verbruikersnaam, I don't know what it is, @GarethGrobler, die Engelse weergawe van Gert, want Engelse mense kan nie Gert pronounce nie, hulle noem my Gareth. So ja, just @GarethGrobler. Awesome. Baie dankie dat jy vandag met ons gechat het oor geld en die moeite gedoen het om my brein oop te breek en te gaan soos en jy weet eintlik niks. Maar anyway. Dit was nie die intensie nie. Wel, okay, cool. As jy like wat jy hoor, subscribe en maak remoer.